Goeiedag daarso. Vandag wil ek 'n bietjie met julle gesels oor dit. Nou, mag jy miskien vra, nou wat is dit? En die antwoord is, dis 'n chemoterapieport. Mens hoef dit nie net vir chemoterapie te gebruik nie, mens kan dit eintlik gebruik vir enige binneaardse behandeling wat iemand mag nodig hê. So, dankie vir al die mense wat so lekker inteken op my kanaal. Dit is vir my verblydend om die respons te sien op hierdie video's en ek hoop om sommer nog 'n hele klomp vir julle te maak om meer inligting te gee oor borskanker. So, wat is 'n chemoterapieport? In beginsel is dit iets wat ons inplant binne in die pasiënt onder die vel, so niks daarvan steek uit nie, en wat ons kan gebruik om enige binneaardse behandeling te gee sonder dat ons nodig het om 'n drip op die arm te sit. So die port bestaan uit 'n reservoir gedeelte. Daardie reservoir het 'n silikon gedeeltetjie wat 'n naald kan deurgaan en uit 'n harde gedeelte aan die agterkant wat nie die naald kan deurlaat nie, en dan het hy 'n katetertjie of 'n kanieletjie wat binne in die aar sal lê. So dis 'n relatief eenvoudige konsep, maar dit maak 'n mens se lewe baie makliker. So hoe word 'n port ingesit? 'n Port word gewoonlik onder 'n algemene narkose of 'n bewuste sedasie ingesit, maar dit kan ook net onder lokale verdowing gedoen word ook. Sodra die pasiënt dan gerieflik is en die area mooi doodgespuit is en die pasiënt is aan die slaap, dan word die vel skoon gemaak met 'n steriele oplossing, alles word mooi afgedek en 'n klein snytjie word gemaak onder die sleutelbeen. Daardie snytjie lê gewoonlik in die lyn waar die bra se bandjie sou loop. Sodra die vel oopgemaak is, word daar dan 'n klein spasie gemaak vir die portreservoir om onder die vel te kan lê. 'n Inspuitingnaald word onder die sleutelbeen deurgesteek tot binne in die aar wat van die arm na die hart toe loop. En sodra ons seker is dat ons binne in die aar is, dan word daar 'n dun gidsdraadjie deurgeryg wat die plek vir die kaniele moet hou. As ons seker is hy is in posisie, word die kaniele dan ingeryg en dan word met 'n ekstraal seker gemaak dat die punt van die kaniele op die regte plek lê. As dit dan klaar is, word die kaniele aan die reservoir geheg, soos wat julle hierso kan sien, en die reservoir word onder die vel ingeplant en veilig vasgewerk. Die wond word gesluit en die port word deurgespoel. En gewoonlik kan die pasiënt dan dieselfde dag huis toe gaan met 'n waterdigte pleistertjie wat so na 4 of 5 dae afgehaal kan word. En eintlik hoef jy niks te doen aan die wond by die huis nie, die steke is gewoonlik oplosbaar, jy hoef geen rome of salwe of goed daaraan te smeer nie, en wanneer hulle dan gereed is om die port te gebruik, dan kan hulle dit doen. So wat is dan nou die verskil tussen 'n port en 'n gewone chemoterapiedrip? So, 'n gewone chemoterapiedrip word gewoonlik in die voorarm in een van die aartjies gesit wat onder die vel loop. En natuurlik hierdie aartjies is baie dun en die chemoterapie loop dan al die pad met die arm op tot waar hierdie are bymekaar kom en op die ou end kom dit dan by die hart uit. Maar in hierdie fyn aartjies wat onder die vel loop, brand die chemoterapie daardie are en hulle word stelselmatig beskadig. En baie keer sal mens dan vind dat die pasiënt teen die tyd dat sy haar laaste chemos moet kry, eintlik nie meer are oor het nie. Dit maak dit natuurlik moeilik as jy later weer 'n narkose moet kry of bloed moet trek of sulke goed. So, dit is waardevol om jou are te kan behou tydens jou chemoterapibehandeling vir toekomstige opsies wat jy dalk mag nodig hê. Die port daarteen lê binne in hierdie groot aar wat eintlik na die hart toe gaan. So daar is al klaar 'n klomp bloed wat daar verbykom en die chemoterapie brand nie die aar nie, want dit word onmiddellik weggespoel. Dit maak dit gemakliker vir die pasiënt en die risiko van probleme eintlik minder. Ek dink die grootste voordeel vir die pasiënte is dat dit 'n mens se arms vrymaak om goed te kan doen tydens die chemoterapie sessies, want dit is tog 'n hele tydjie wat jy daar moet sit terwyl jy behandeling kry. En dan kan 'n ou brei of hekel of op jou skootrekenaar werk of boeke lees, jy hoef nie heeltyd jou arm net stil te hou nie. So wanneer die port ingesit is en jy kom vir jou chemoterapie, dan sal die suster voel waar die port sit. Sy sal 'n naald insit deur die vel tot binne in die port en dan word die chemoterapie op daai manier gegee. As hy klaar is, dan word die naald weer uitgehaal, die port word deurgespoel met 'n heparin oplossing en die pasiënt gaan huis toe sonder enigiets wat by die vel uitsteek.
So, wat is die nadele van 'n port of wat is die gevare? Kom ons begin met die insitslag. Wanneer daardie naaltjie onder die sleutelbeen deurgesteek word, dan is daar 'n klein risiko dat die long raak gesteek kan word want dit lê relatief naby aan die aar waar die kateter moet ingaan. Gewoonlik is dit nie eintlik 'n groot krisis nie want die naald is nie baie dik nie, maar as dit sou gebeur dat daar lug uit die long uitlek, dan kan daardie lug buite die long onder die ribbes gaan lê. Ons noem dit 'n pneumothorax. Dit is 'n baie ongemaklike komplikasie en gewoonlik is dit nodig om 'n dreinasiepypie in te sit om daardie lug uit te dreineer. Die volgende risiko is eintlik maar infeksie. En die infeksierisiko is die hoogste in die eerste week nadat die port ingesit is. Dis omdat daar nog 'n rou wond is en die port binnekant die lyf nog nie lekker vasgegroei het daarso nie. So as 'n port gebruik word binne die eerste 7 dae nadat dit ingesit word, is die infeksierisiko so hoog soos 18%. Ons verkies dus dat die port ten minste 'n week lank kan rus voordat dit gebruik word. Indien 'n portinfeksie sou ontwikkel, sal dit verwyder moet word. Ons kan dit vervang, maar die ou port sal definitief uitgehaal moet word. Die volgende risiko is dat die port verstop kan word, want die port se kanule lê mos binne in die bloedstroom. En as bloed stil staan vir 'n lang tyd, dan stol dit. So as daar bloed binne in die katetertjie ingaan en daar bly, dan kan dit 'n proppie veroorsaak of 'n stolseltjie veroorsaak wat die port sal verstop. As 'n mens dit vinnig agterkom, kan ons daardie verstopping oplos met 'n middel wat ons noem urokinase. Maar om dit te keer, sal ons gewoonlik elke keer wat die port gebruik word, die port deurspoel met 'n heparin oplossing. Heparin is 'n middel wat bloedstolling keer. Daar is ook 'n moontlikheid dat die port, daar waar hy by die aar ingaan, 'n vernouing in die aar kan veroorsaak of partykeer 'n stolsel van die aar kan veroorsaak. Die probleem daarmee is dat die bloedvloei van die arm af terug na die hart toe dan eintlik stadiger is en dit kan lei tot swelling van die arm. Gelukkig het 'n mens se arm redelik baie kollaterale are, ompaadjies wat die bloed kan vat om weer by die hart uit te kom, so dit is gewoonlik net 'n tydelike fase, maar dit sal beteken dat ons die port moet verwyder en dat die pasiënt vertydelik op 'n antistolbehandeling moet gaan om te keer dat hierdie bloedlont loskom en dalk na die long toe skiet of dat dit groter word. Daar is 'n paar ander lastige komplikasies wat ons ook van tyd tot tyd sien. Die een is dat die port omdraai onder die vel, met ander woorde in plaas van dat hierdie oppervlak voor is, draai hy om en die harde agterste oppervlak gaan lê voor en 'n naald kan nie daardeur gaan nie. Gewoonlik is dit moontlik om die port weer terug te draai sonder om weer te gaan opereer. Die ander ding wat al met tye gebeur het, is dat die katetertjie loskom van die reservoir en dan binne in die bloedstroom gaan beland. Gelukkig het ons ook maniere om dit weer daar uit te vis sonder om groot operasies te doen. Die probleme wat ons met port sien is baie skaars en die gemak wat dit vir pasiënte gee is baie werd. My aanbeveling is dat elke pasiënt wat chemoterapie moet ontvang, die opsie van 'n port moet oorweeg. Selfs al het jy goeie are, want jy gaan daardie are nog nodig hê vir toekomstige behandelings op ander vlakke. Ek hoop julle geniet hierdie video reeks en ek vra dat julle dit deel met enige iemand wat julle dink daaruit voordeel kan kry. Dankie vir al die mense wat reeds ingeteken het op my kanaal. Soos wat ons hierdie gemeenskap groei, kan ons bewustheid van borskanker al verder en verder versprei. So teken asseblief in en as jy wil hê ons moet jou in kennis stel van nuwe video's, dan klik jy daai klokkie sodat ons vir jou 'n e-pos kan stuur. Julle met 'n heerlike dagie en ons gesels binnekort weer.